Hallo my liewe mens, ja, ben in Francis Loubser en jy by die Braambos en partykeer dan voel dit vir 'n mens asof jy praat in die lug. Partykeer voel dit, waarmee is ons besig? Besef ons die erns van die saak, besef ons hoe groot God is, besef ons hoe werklik is God. Besef ons werklik wat beteken, kom ek gebruik ou termes, ou woorde wat ons mee groot geword het. Weet ons wat beteken die kerk? Ek noem dit die huis van God, die kerk moet ek en jy wees. Besef ons wat beteken die kerk wat ons mee groot geword het, 'n huis op die hoek waar medegelowiges by mekaar kom en God aanbid, waar ons sing en loof en prys en iemand 'n verhouding het met 'n lewende God deur die krag van die Heilige Gees, gered is deur die bloed wat besig is om mense te vertel wat so God se Gees vir ons wil sê. Besef ons die impak wat die kerk op die wêreld moet hê. Besef ons wat beteken aanbidding. Besef ons wat beteken die Bybel, die woord van God. Dis sommer 'n vraag wat by my opkom. Ek wou baie graag 'n dominee geword het toe ek 'n baie klein seentjie was. Het ek altyd, ek wil nie weet of ek dit moet speel noem nie, maar ek het 'n handdoek oor my skouer gehang en dit so in my hande oopgestrek, soos 'n toga. Dit was vir my een van die mooiste goed. Ek het vir die kussings gepreek en gesê, draai of braai. Ouma het my klein predikantjie genoem, ek het groot geword en nooit die geleentheid gehad om te gaan studeer nie en gaan loop ek 'n draai in die wêreld. In 10 jaar na ek uit die skool uit is, doen ek matriek by Success College en ek kry die geleentheid om te studeer buitemuurs en ek besluit BCom ekonomie en bedryfsekonomie gaan beter wees want daar's meer geld. Op daai stadium besef ek, mense het baie geld nodig. En so kom ek toe nog 5 of 6 jaar later, kry ek die geleentheid om in die bediening te gaan. En die Here gee vir my 'n plek met die naam van Jesus is lig in Eastvale. Hy gee my geleentheid op daai tyd Oosrand Stereo, hy maak vir my deure oop vir die TV, kruiskyk. En hy seën my bediening. En ek, wat altyd as kind redelik ernstig was oor God en die woord, raak baie ernstig oor God en die woord. Ek besef, daar's genade. Ek besef, daar's goddelike liefde. Ek besef, daar is, ek wil jou God wees. Maar ek weet ook, daar kort gehoorsaamheid. Ek en jy moet gehoorsaam wees aan God. Jahwe, God van Abraham, Isak en Jakob. Ek besef dat ons moet God dien met gees en met waarheid.
baie keer voel dit vir my asof die wêreld so besig is met kultuur, so besig is met geskiedenis, so besig is met tradisies, dat ons nie regtig besef wat beteken bid sonder ophou. Psalm 121, ek is die skaduwee langs jou, ek sal jou nooit teleerstel of verlaat nie, ek sal jou God wees. Ek heg meer waarde aan gehoorsaamheid as in goud en silwer en edelgesteentes, as ramme en bokke. My liewe mens, ek is seker, jy wat nou ingeskakel is, het al 1000 preke gehoor, as dit nie 10 is nie. Ek is seker, jy het iewers in jou lewe al God se stem gehoor, geervaar. Iewers in jou lewe het jy dalk gesê, Here vergewe my, ek is 'n sondaar. Iewers het jy na 'n kerkdiens toe gegaan en daarna geluister, al was dit net 'n troue of 'n begrafnis. As die prediker sy werk reg gedoen het, sou hy ook gesê het, jy moet ook sommer luister na die huweliksformulier. Bernice Borman sing, Judas, toe Jesus gepraat het met die disippels en die fariseërs en met die volk, het hy ook met jou gepraat. My liewe mens, wat kan ek vir jou sê, wat jy vandag met eerlikheid in jou lewe kan sê, het jy nog nooit gehoor nie? Wat kan ek meer sê, as wat die woord van God sê, of honderde predikers voor my gesê het? Wat kan ek sê, om jou te laat regop sit en te sê, weet jy wat? Jesus is die koning van die konings. Hy is die seun van 'n lewende God. Die kerk is veronderstel, die kerkgebou wat ons 'n kerkgebou noem, is veronderstel om die huis van God te wees, en ek is veronderstel om 'n kerk te wees, waar die gees van God in woon, en om hom in my te laat woon, moet ek rein en skoon wees van moedswillige sonde. Het is nou 20 jaar dat ek en Francis voltyds in die bediening is. Lank finansiële bestuurder by Metro Rail. Het is nou 20 jaar. Nou Junie wat kom, 19 jaar hierdie jaar. Partykeer dan, baie mense sê vir my, ja maar Ben, ek bid teen die ceiling vas. En dan sê ek, nee, jy kan maar teen die ceiling vas bid. Want God sê in Psalm 121 vers 5, ek is die skaduwee langs jou. Ek is jou blink môre ster, ek is jou begin en jou einde, ek is jou opstaan en jou gaan lê. Ek is jou nooit los nie. Ek is daar waar jy is, sal ek wees. So bid maar teen die ceiling vas. Maar my liewe mens, party daar voel ek, die woord wat God my gee, wat so kosbaar is, die woord wat God my gee, wat so groot is, kom ons noem dit maar preek. Ek wil nooit sê ek kan preek nie, ek dink nie ek kan preek nie, ek wil vir jou sê ek kan praat oor wat God vir my sê. Kom ek en jy praat bietjie oor Jesus. Maar baie keer voel dit vir my, ek praat teen die ceiling vas. Ek praat van 'n kansel af oor mense se koppe. Nie omdat ek hoogdrawend is nie, maar omdat mense hulle koppe laat sak. Want ons wil nie meer hoor wat die Gees van God sê nie. Ons stel nie meer belang in, moet ek
regtig 'n wedergebore kind van God wees? Moet ek gehoorsaam wees aan die woord? Moet ek onderdanig wees aan hulle wat bokant my aangestel is? Moet ek God dien? Moet ek 'n passie hê vir siele wat verlore gaan? Moet ek begin deelneem aan die oorlog wat tussen lig en duisternis is? Of moet ek vir my 'n lekker plekkie kry waar ek eenkant kan sit? Ek wil nie my bemoei met die kerk en kerksmense nie. Ek wil nie regtig my bemoei met die woord van God, die Bybel nie. Ek wil nie regtig bid as dit nie nodig is nie. Ek wil nie regtig kerk toe gaan nie, want hulle skinder almal daar. Ek sê altyd vir ons, hulle skinder oral. Jou familie skinder van jou man of jou vrou skinder van jou kinders skinder van jou. So nou maak ons asof as jy by die kerk van jou skinder is, dit nou verskriklik. As ek moet kies tussen mense wat vir my skinder en my lewende God, dan kies ek God. As jy van my wil skinder, wat sê die Engelse, be my guest. Dit is nie vir my belangrik nie. Hoekom is dit vir jou so belangrik dat jy die huis van God sal opgee? Hoekom is dit vir jou so belangrik dat jy sal sê, weet jy wat, ek gaan nooit weer na die huis van die Here toe nie, want hulle is kinders van my. Ek gaan nooit weer na die huis van die Here toe nie, want ek hou nie van die dominee of die pastoor nie. Ek gaan nie na die huis van die Here toe nie, want ek hou nie van die oralis of die musikante nie, of ek gaan nie meer na die huis van die Here toe nie. Dis so goed. Of ek hou nie van die pompoen wat my skoonma maak nie, nou gaan ek nie meer saam met haar dogter bly nie. Dit maak nie sin nie. En weet jy wat verloor ek en jy as ons God prys gee? Ons verloor alles. Ons verloor alles. Gaan kyk na mense wat God nie dien nie. Gaan kyk na mense wat afgode dienaars is. Die geldgod, die drankgod, die hoereergod, die Jezebel god, klein lettertjie gode. Maar het word 'n God in jou lewe. En dan verloor hulle als. En die einde daarvan is hartseer en verdriet. Wanneer gaan jy, wat nou saam met my hier by die braambos sit, sê, weet jy wat? Miskien, dalk net miskien, moet ek so bietjie stil word. Dalk moet ek so bietjie introspeksie neem. Dalk moet ek miskien net sê, Here Jesus, miskien is hierdie woord vandag vir my. Dit is so lekker om die kansel te staan en die Heilige Gees van God praat en dan sien jy, as hy iets sê, soos vroue, julle moet julle mans onderdanig wees, hoe pomp die mans hulle vrouens so in die ribbietjie? This is for you. Let op in die klas, let op in die kerk. Moenie dronk word van wyn nie, moenie ligsinnig wees nie, moenie, dan sien jy die ander elmboog pomp weer die man so tussen die 3de en 4de rib. My liewe mens, Judas, toe Jesus met die volk gepraat het, toe hy met die fariseërs gepraat het, toe hy met die disippels gepraat het hy ook met jou gepraat. Judas, en ek wil nie met jou naam daarin sit. Toe die woord van God sê, moenie dronk word van wyn nie, moenie steel nie, moenie hoereer nie, moenie 'n ander man se vrou begeer nie, moenie steel nie. Toe hy daai goed gesê het, het hy ook met my gepraat. Ben Loubser, die prediker van Jesus is lig. Het hy ook met jou gepraat, wat nou hierna luister. Ben, maar wag, jy verstaan nie.
Iemand sê eenmal vir my, ja, ek weet ek doen sonde, maar ek doen baie minder sonde as daai skynheilige ouens in jou kerk. Dis nie wat God se woord sê nie. Hy sê nie vergelyk jou met die ou langs jou nie. Inteendeel sê hy, moenie na die sondaar kyk en vra hoekom gaan dit goed met hom nie, want sy lekker lewe is eintlik net 'n kort rukkie. Is eintlik net 'n druppel in die emmer. My liewe mens, ek wil nie en ek kan nie en ek gaan nie vir jou preek nie. Ek gaan nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Ek gaan vir jou sê wat sê die woord van God. En weet wat is sleg? As jy voor God eendag staan, gaan jy nie kan sê, maar ek het dit nie geweet nie. As jy nou nog na my luister, dan weet jy dit reeds. My liewe mens, solank ek lewe, solank jy lewe, hoor ons, the King is coming. Die koning Jesus kom weer, hy sê, ek gaan om vir jou plek te berei, as jou plek gereed is, kom ek jou haal. Ons lees van Armageddon in Openbaring, ons lees van die wegraping, ons lees van Jesus wat terugkom op 'n wit perd op die wolke, om sy kinders te kom haal. Vandag sê God vir my, eerste, dan sê hy vir jou wat ingeskakel is, vir jou wat op jou WhatsApp luister, ek praat ook met jou, ek praat met jou vandag, ek wil vandag vir jou sê, daar kom 'n dag, wat jy jou knie sal moet buig voor God. Ek stel nie belang, sê die Here, in jou werke nie, ek stel nie belang in jou geld nie, ek stel nie belang in hoe slim jy is, en wat se titels jy gehad het, ek stel belang in jou gehoorsaamheid. Ek stel belang in jou diensbaarheid vir my. Nee, ek het nou die dag 'n oulike ding geluister, ek moet hom tog bietjie soek, ek kry soveel goed, dat ek nie altyd weet waar om het vinnig weer te kry nie. Die engel staan by die wit troon, en Jesus staan agter die wit troon, en dis elke mens word geweeg en gemeet aan wat hy geleef het, en wat hy geglo het, en wat hy gedoen het. En die engel sê, Johan, die motorwerktuigkundige. Nee, hy sê Johan, die sendeling. Susan, Johan sê, nee, ek is nie 'n sendeling nie, ek is 'n motorwerktuigkundige. Hy sê, ek weet jy is 'n motorwerktuigkundige, maar jy was eintlik in jou moeder se ingewande geweef, in jou moeder se skoot geweef, om 'n sendeling te wees. Hoekom was jy ongerus oor so? Jy moes 'n motorwerktuigkundige gewees het, want jy moes kos op jou tafel gesit, jy moes vir jou vrou en kinders gesorg het, maar eintlik was jy bedoel om 'n sendeling te wees. Susan, die voorsanger. Nee, Gabriel, jy verstaan die ding verkeerd. Ek is Susan, die onderwyseres. Ja, weet jy is 'n onderwyseres, maar jy was eintlik geroep om 'n voorsanger te wees. Jy moes eintlik 'n voorsanger gewees het, terwyl jy 'n onderwyseres ook was. My liewe mens, daar kom 'n dag, wat ek en jy sal moet uitvind, wat was my roeping? Daar kom 'n dag wat ek en jy sal moet sê, weet jy wat, miskien, dalk net miskien, moet ek ernstiger word oor die woord, die geskrewe woord van 'n lewende God, op hom staan die Bybel wat voor my bed lê.
Dalk moet ek net eendag op Jesus by die braambos inskakel. Op die radio, die TV, Jesus is lig, die gemeente, of die NG Kerk, of die Dopperkerk, of die PPK, dis nie belangrik nie. Maar miskien moet ek dalk net eendag, as 'n mooi woord daarvoor, noem dit introspeksie. Miskien moet ek op die skaal klim, nie die een wat sê hoeveel weeg ek nie, die een wat sê, hoe lyk my lewe? Hoe lyk my lewe? Hoe lyk jou lewe vandag? Miskien moet jy eendag 'n teerekening maak en skryf die goed wat ek doen wat goed is in die oë van die Here en die goed wat ek doen wat nie goed is in die oë van die Here nie. En dan kyk ek na die goed wat goed is, en dis maklik. Galasiërs 5:22. Die liefde en die blydskap en die lankmoedigheid en die vrede en die selfbeheersing. Ja, dis ook die vrug van die Gees. As jy die Gees van God het, het jy dit. In vers 17, 18 en 19 praat van hoerery en sonde en steel en moord en verkrachting en skinder en hoogmoedigheid en ek is beter as. Miskien moet ek en jy 'n teerekening maak. Sê, Here, hoe lyk ek regtig? Nie wat dink my vrou en my kinders van my nie, dis partykeer minder as wat jy hoop dit is. Miskien, Here, hoe lyk ek? Hoe lyk ek regtig? Hoe lyk my lewe? Hoe lyk my opstaan en gaan lê? Hoe lyk my, as dit ek is, wat vandag in 'n houtkassie voor in 'n kerk lê, hulle sê die mooiste goed van my, hulle sing 'n liedjie, en hulle sê, al hierdie nice goed van hoe goed ek was, en ek is nou in die hemel, en, Here, gaan ek regtig daar wees? En ek wil nie die woord hemel en die woord hel gebruik om jou bang te maak nie. Wil dit ook nie op inkleer nie. Dit gaan nie oor hemel en hel nie, dit gaan oor jou liefde vir 'n lewende God, of jou slaafsheid vir Jezebel, jou slaafsheid vir Lucifer. Ek gaan afsluit. Ek werk met die horlosie, en hy sê vir my, Ben, jy praat te veel. Ek gaan jou 'n uitnodiging maak. Ek nooi jou, jy wat nou hierna luister. Ek gaan nou my telefoonnommer gee. En ek gee nie om waar jy my hoor nie, en ek gee nie om hier na my geluister, en ek gee nie om waar jy aan hierdie praatjie gekom het nie, is nie 'n preek nie. Maar ek gaan jou nooi om 'n paar goed te doen. Nommer 1, vat so 'n bietjie time out. Gaan sit iewers waar dit stil is. Vra Here, hoe lyk ek regtig? Vat die Bybel saam, die geskrewe woord van God. Partykeer maak hy hom so oop, en staan daar die seën van, as jy dit regtig verstaan en reg lees, sal jy weet wat dit beteken. Maar as jy dit nie verstaan nie, blaai na 'n ander bladsy toe. Iewers gaan die Heilige Gees vir jou sê, ek praat nou met jou. Probeer met God praat. Moenie tradisioneel op jou knie staan met jou handjies gevou en jou oogies toe nie. Praat met hom soos wat jy met my sou praat. Sê, Here, miskien is ek nie waar ek moet wees nie. Miskien is ek 'n groter sondaar as wat ek dink. Help my asseblief. Help my asseblief. En ek beloof jou hy sal. Miskien moet jy dan my nommer neerskryf, Ben Loubser. Jy kan op YouTube gaan kyk, Ben Loubser, Loubser, jy kan op Facebook gaan kyk, Ben Loubser by die Braambos, en al sulke goedjies, jy sal my kry. Jy sal my nommer raak kry. En ek nooi jou. Maak nie saak wat jy ervaar nie, maak nie saak wat jy dink nie.
Jy mag my 'n WhatsApp stuur en sê, Ben, ek het na jou geluister en ek verstaan nie wat jy sê nie. Of ek het na jou geluister en ek het verstaan en ek is dalk 'n bietjie bekommerd, want dalk drink ek nog te veel, of dalk vloek ek nog te veel, of dalk het ek nog te veel buite-egtelike verhoudings, of jy weet. Ek hoef nie vir jou te sê nie. Ek wil jou vra. Praat met my. As jy nie van my hou nie, jy wil nie met my praat nie, reis maar by die eerste kerk verby, 'n Christelike kerk, en loop maar in en sê, help my. Ek wil hoor wat die Gees van God vir my sê. Iemand sal saam met jou bid. Here, hierdie uitnodiging wat ek gemaak het, is nie ek nie, Here. Dit is U wat eerste met my praat en sê, Ben, ek praat met jou, maar U praat nou met elke mens wat hierdie woord hoor. Man, vrouens, kinders, maak nie saak wat 'n etniese groep nie, maak nie saak wat 'n kleur nie, maak nie saak wat 'n ras nie, wat 'n taal gebruik nie. U sê, ek wil jou God wees. Baie gaan sê, nee, dankie. Ander gaan sê, ek het nie nou tyd nie. Ander gaan sê, ek is te besig. Ander gaan sê, ek is te moeg. Ander gaan sê, ek is te oud. Ander gaan sê, ek is te siek. Ja, as net een sê, ek weet ek het nie meer baie tyd nie, ek wil nou. Ek wil graag asseblief nou. Dankie dat U genadig is. Dankie dat U elke gebed hoor en elke mens aanraak wat wil aangeraak wees. Here, ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.